Julle, die titel van hierdie podcast is As die storms kom. Ek het vandag nogals iets besonders ontvang van een van my volgelinge op WhatsApp, en is 'n klein boekie met die titel Die Storms. En dit is geskryf deur 'n pastoor met die naam François, en dit het my nogals 'n bietjie getref. Dit is net 8 bladsye lank, maar elke bladsy voel soos iets wat God self fluister in 'n stormseisoen. En ek wil vandag 'n paar gedagtes daaruit deel met julle, want dalk is daar net ietsie daarin wat julle moet hoor. As jy later self die boekie wil lees, jy kan gerus na my toe uitreik. Ek sit sommer die voorblad van daai boekie, sit ek sommer aan die einde van hierdie episode vir julle. Die lewe is nie altyd kalm nie. Soms tref dinge jou onverwags, 'n verlies, 'n teleurstelling of net daai swaar gevoel wat jy nie kan beskryf nie. Nou dit is storms, en ons almal kry dit. Maar selfs toe Jesus saam met sy disippels in die boot was, het 'n storm gekom. Nie omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat daar iets was wat hulle nog moes leer. In Markus 4 vers 37 tot 39 sê, toe kom daar 'n groot stormwind op, en die golwe slaan in die skei, sodat dit al vol word. En hy was agter in die skei, op die kussing, en slaap. En hulle maak hom wakker en sê vir hom, Meester, gee U nie, omdat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, Swyg, wees stil. En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Dis geloof, nie dat die storms weggaan nie, maar dat jy vrede het, selfs terwyl dit nog waai. Party storms kom omdat God iets uit jou vorm. In Jakobus 1 vers 2 tot 4 staan daar, Ag, dit louter vreugde wanneer julle in allerhande beproewings val, want die beproewing van julle geloof bewerk volharding. Nou, ander storms kom van die vyand, soos in Efesiërs 6 vers 12 herinner ons. Ons worstel nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte in die lig. En dan is daar die wat ons self veroorsaak, soos Jona, toe hy van God se wil af weggehardloop het, maar selfs in die vis se maag het genade hom gevind. Nou wanneer vrees jou oorval, wanneer vrees jou oorval, dan onthou net Psalm 23 vers 4. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Jesus is nog in die boot, hy slaap nie omdat hy vergeet het nie, hy rus omdat hy in beheer is. En as jy voel jy sink, onthou dan Matteus 14 vers 28 tot 31, waar Petrus op die water geloop het. Toe hy kyk na die wind, het hy bang geword. Maar toe hy roep, Here red my, het Jesus dadelik sy hand uitgestrek en hom gegryp. Dis dieselfde Jesus vandag ook. In Hebreërs 6 vers 19 staan daar, ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel, veilig en vas. Na elke storm kom stilte, 'n nuwe vrede, 'n nuwe openbaring van wie hy is. So moenie spring nie, moenie probeer self swem nie, bly in die boot saam met hom, want hy is nog steeds die meester van elke see. Nou julle, ek vra in vandag se poll vra, het jy al 'n storm beleef waar jy regtig gevoel het God's naby? En dan kan jy kies opsie 1, ja, ek het dit al ervaar, of opsie 2, nee, nog nie. Julle, en dan wil ek net afsluit en sê, storms gaan kom, maar dis nie die einde nie, want selfs al verander die see, bly Jesus dieselfde.
En as jy hierdie boekie self wil lees, Die Storms deur Pastoor François, stuur net vir my 'n boodskap of los 'n komment. Ek sit die voorblad van die PDF aan die einde van hierdie video sodat julle dit kan sien. Dis net 8 bladsye, maar dis diep. En dis 'n herinnering. Jesus bly die meester van elke storm. Julle dankie dat julle kom luister het. Julle kan my ook volg op TikTok, Facebook en Spotify. Chat soon!